Vriende, toe ek die tema kies vir bietjie gekyk na die leeshoofstuk teks vir die Sondag, het gee so 3-4 tekste en waaronder die Genesis teks en ek gedink gekoppel ook aan Filippense gekoppel wat nou nie gegee word nie, maar wat soort van 'n logiese lyn vorm op die Ou Testament, Nuwe Testament saam met mekaar. En twee tema gemaak, bekommerd oor niks, maar ek het dit juist gesit met 'n vraagteken aan die een kant en 'n uitroepteken aan die ander kant. So dis binne die raamwerk daarvan wat ons vandag so 'n bietjie saam met mekaar gaan dink. Ek wil graag vra dat ons net sal bid dat die Here vir elkeen van ons sal gee wat ons nodig het in hierdie oomblikke. Here, dankie dat ons enige tyd met U kan praat. Dat U nommer nooit beset is nie. Dankie dat U ons hoor. Dat U vir ons versorg en dat U vir ons gee. En naas die daaglikse brood wat ons bid wat U vir ons gee, asseblief gee vir ons ook nou vanuit hierdie teksgedeeltes dit wat ons moet saamneem. Wat ons kan saamdra soos dit wat ons liggame voed. Dat dit ons gemoed en ons gees sal voed om al hoe nader aan U te groei, al hoe meer soos U op hierdie aarde te leef en die koninkryk uit te bou. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons lees eers Genesis. Nou, die Here het vir Abraham gesê, nou jy sal onthou sy naam het later verander na Abraham, maar in hierdie punt is hy nog Abram. Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens sal ek vervloek, en deur jou sal al die groot families van die aarde geseën wees. Abraham het gegaan, soos die Here vir hom gesê het, en Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud met sy vertrek uit Haran. Ek wil net 'n oomblik hê, jy moet by jouself stil staan, nie by die teksie, net by jouself stil staan, en net 'n oomblik dink aan verlede nag, of aan die afgelope week se nagte. Hoe lank was dit voor jy geslaap het? Wilma sê altyd, ek ruk dood, soos die ou luster enjins op die plaas, die van julle wat uit plaas werk het kom, wat jy nog in die huis afgesit, dan gaan hy enjin na buite, gaan hy dood. Deesdae het ons mos nou met die moderne tipe goed, ander batterye en al dies meer. Maar sy praat nog met my, dan sê net klok, as ek weg. So ek het daai genadegawe ontvang. En maar almal is nie so gelukkig nie, en die ander sy van die saak is, partykeer raak mense in die nag wakker. So die vraag is, hoe laat het jou oë oopgegaan? Nie omdat jy uitgerus was nie, maar omdat daar iets in jou binneste gesê het, daar's iets waaroor jy nou bekommerd moet wees. Die kinders, die rekening, die verhouding, die werk wat miskien nie daar is nie. Ek het vanoggend gehoor van iemand wat nou werk gekry het, van November af het jy nie werk gehad nie. Nou slaan my kop toe op die naam, maar anyway. En hy het nou werk gekry. Dankie Here daarvoor. Die dokter se verslag wat nog wag. Land se rigting wat jou benoud maak. Want ons is mense wat stadig maar seker besig is om te vergeet hoe dit voel om sonder bekommernis te leef. En ons is nie alleen nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie berig dat meer as 300 miljoen mense in die wêreld ly aan een of ander gediagnoseerde angsversteuring. En dit sluit nie die miljoene in wat nooit by 'n dokter uitkom en gediagnoseer word nie. Dis doodgewoon mense wat net sê, ek is net moeg. Want dis wat ons doen. Ons noem bekommernis moegheid, want dit klink veiliger. Moegheid is aanvaarbaar, maar vrees is swakheid. En ons wil eintlik nie erken dat ons bekommerd en dat ons bang is nie. In Suid-Afrika is die syfers nog nader aan die lyf. Studies toon dat 1 uit elke 3 Suid-Afrikaners op 'n stadium in hulle lewe aan angsversteuring gely het of gaan ly. 1 uit 3. Kyk na die persoon links van jou en kyk na die persoon regs van jou. Julle is 3. Een van julle het dit gehad of een van julle gaan dit kry. Statisties. En ek bid jy kry dit nie.
Die probleem is, die redes is oral, werkloosheidskoers wat kamstig daal, maar vir baie gesinne voel, dit laat hulle lewe inplof, die rand wat so wisselvallig is, dat die mense nie weet nie. Verlede jaar en die jaar voordat as ek klas gee, word ek in euros betaal, en die rand-euro is uiters gunstig, as jy wil gaan toer, moet jy nou gaan toer. Die rand-dollar, rand-euro is op die beste wat in baie lang tye was. Want ek het die grafiek so gekyk, maar nou as 'n ou klas gee en jy word in euro betaal, dan kry jy skielik nou minder geld as wat jy laas jaar gekry het. In randwaarde nou. In euros nog dieselfde. So die goed speel in 'n mens se lyf, dit werk met jou saam. Misdaadstatistiek wat nie net 'n getal is nie, maar wat maak dat 'n mens jou hekke sluit, jou alarms aansit, jou kinders waarsku en sê, wees versigtig, hulle bewegings beperk, toekomsplanne van 'n geslag jong mense wat wonder, is hier 'n plek vir my, is hier 'n toekoms vir my in hierdie land? En die ergste is, ons leef nie net 'n onsekerheid nie, ons het begin glo, onsekerheid is daagliks ons lewe, asof dit ons lewe is. Soos van tevore genoem is daar heldere oordag 'n paar weke terug by ons ingebreek, terwyl ek net na ek in Durban wil gepreek het, ons saam met die familie geëet het, en nou is die sleg van die situasie, dit bly in jou lyf as dit ware, want hulle die voorhek, wat 'n staalhek is, oopgeforseer op 'n manier, hulle die deur, wat 'n soliede 1960s deur is, oopgebreek, en toe daai chocolate blokkie dingetjie opgetel, die deur gaan oop, en bel die sekuriteitsmense ons en sê, daai alarm het afgegaan. Ek sê, wat 'n alarm? Hulle sê, voordeur. Nou, die voordeur is dit nog nooit al ons jare afgegaan nie, want ons trip miskien die garage wat jy per ongeluk oopmaak en instap, al daai tipe van goed. So, toe sê ons, stuur dadelik die mense, die man was in die buurt, binne 3 minute was daai mense in en uit ons huis uit. Met Wilma se laptop, myne was vasgeketting, hy het op die vloer gelê, want hulle kon nie hardloop met hom nie, en met al haar juwele wat in die slaapkamer was in 'n kussie. En nou is dit sleg, die ding gesit in jou lyf, en wat gebeur nou? Nou begin jy jou juwele onder die kussing of ergens wegbêre in die huis of in 'n laai sit, want jy elke slag as jy die huis verlaat, want jy is te bang om dit nou oop en bloot te los. So sulke simpel goed wat met mense begin gebeur. Jy begin wonder, watter deure en vensters moet jy nog toemaak, want die prentjie wat ek vir jou wys, is hierdie week in ons buurt na ons almal gestuur, want daar's inbrake Saterdag en Sondag tussen 12:00 en 5:00. Daar word die gebiede genoem. Ons bly in The Links in Somerset West, naby BP Garage daar in daai straat daar. Dis oop en bloot areas en dis meestal foreigners, mostly foreigners wat dit doen. So jou probleem is jy begin naderhand leef met bekommernis en met wie vertrou jy? Wie sien jy raak? Wie het in jou huis gewerk? Wie kom iets aflaai? Al daai gat van goed. Skielik is niks meer dieselfde as wat dit moet wees nie. En ons is maar een geval. Dink net aan hoeveel van julle het al beleef. Weet jy wat een van julle is nie, maar ek het gehoor dat hier in Gordons Bay, want ek gesels toe ek 'n bankkaart gaan kry, gesels ek met die persoon daarso oor, toe vertel hy vir my van iemand van Gordons Bay wat die vorige dag by hulle kom sit het. Hulle het hulle kind gebring, 'n soort van aan die nek daar ingebring in die kamer in, en die man het opgevlieg, hulle het onmiddellik hom met 'n skerp skroewedraaier deur sy hand gesteek, hulle het hom en die vrou vasgebind, hulle het sy kaarte gevat, of haar kaarte, ek weet nie wie sin van die twee nie, maar hulle kaarte geneem, en hulle het na Delft toe gery, terwyl die ander agtergebly het in die huis, en hulle het gaan hier kant af gebel, teruggebel, gesê, ons is nou hier, en toe moes hulle app hierdie kant oopmaak, en die regte kodes insit, en die geld se limiet verander, sodat hulle aan die ander kant al die geld kon trek, dit onmiddellik in 'n ander bankrekening deponeer, en dan is hulle weg met dit. Ek het al gedink, ons gaan eendag daar sonder duime wees, want ons gebruik ons duime vir al die selfone. Wat is die maklikste chop ou se duim af? Maar gelukkig, die goeie nuus is dit werk nie so nie. Selfone is gemaak dat jou liggaam moet geaktiveer bly, gekonnekteer bly, geelektrifiseer bly, as ek dit so kan stel. Anders tel hy nie, so jy gaan nie 'n dooie persoon se duim afdruk op jou selfoon kan kry nie. Ek sien seker van die face recognition nie, dit moet ek nog oor gaan nalees. Maar party mense moet eers hulle make-up aansit, anders maak die foon nie oop nie. Sies, dis 'n laai een en nee. Sit ek alweer my voet daarin. Maar vriende, die punt van die saak is, nou kom die Bybel hier van die kant af in, en sê, in die teks wat ek lees, moet oor niks bekommerd wees nie. Dit staan in Filippense, dink ek, wow, hier gebeur al die goed, dis al die goed waaroor jy kan bekommer. Bedoel God dit ernstig? Bedoel hy dit ernstig vir die vrou in Pretoria wat verlede week haar werk verloor het?
Bedoel hy dit vir die boer wat sit in die plaas met die geweer en wonder, gaan hulle vanaand my plaas aanval? Want plaasmoorde is 'n werklikheid en dit maak nie saak van kleur nie. As jy 'n plaaseienaar is jy in die moeilikheid. Bedoel hy dit vir die pa en Kailicha wat nie weet waar die kos vir sy kinders môre vanaf gaan kom nie? Hoe kan God dit sê? Moet oor niks bekommerd wees nie. En God sê dit. Maar nie op 'n manier waarop ons dink nie. Want hierdie is nie sommer net 'n sê ding nie. Dis 'n uitnodiging op 'n terapeutiese, teologiese, persoonlike vlak om 'n pad saam met God te loop. En ons dit te verstaan, begin ons eers by Abraham en dan gaan ons deur na Filippense waar Paulus nou skryf. Kom ons kyk na Abraham. 'n Man op 75 met geen kaart nie. Ek praat nou nie hier van 'n debietkaart, kredietkaart nie. Ek praat van 'n GPS nie. Abraham hoor, gaan weg. Gaan weg na 'n ander land toe. Na 'n land toe wat ek vir jou gaan wys. Nou jy moet besef wat die radikale aard is. Ek wil nou nie vra dat almal bo 75 sal opstaan nie, want dalk lyk jy nou goed. Maar normaalweg, of hopelik lyk jy goed. Maar 75 beteken jy is nie meer lus vir snaakse goed nie. Jy het nie meer lus vir die avontuur van 'n ander land of 'n ander wat jou goed in trek Ferreira effek nie. Net na die preek aan die ander kant kom 'n dame na my toe aangestap en gesê, ek het nou gehoor, ek moet oppak, en gelukkig het Edie 'n plek aangebied om waar sy kan huur, want die mense verkoop waar sy bly. Jy sien lus vir sulke goed nie. So jy moet die radikaliteit verstaan dat Abraham op die stadium, dat hy hoor, ek moet gaan. Geen duidelike prentjie van die eindbestemming nie. Die teks sê net, gaan na Kanaan in die rigting van, sê nie, gaan na Kanaan in die rigting van die suide, ongeveer 800 kilometer, gaan verby die groot berg en draai daar links nie. Nee, God sê net, na die land wat ek jou sal wys, toekomstige tyd, ek sal dit vir jou wys, nie nou nie, later, terwyl jy beweeg. Nou kan jy nou net indink, nou sit hulle vanaand daar in die tente gesels, of in die huis waar hulle bly gesels, hulle is op die stadium nog in die huis, en dan sê Sarai vir Abraham, jy sê ons gaan nou, waarheen gaan ons? Dan sê Abraham vir haar, ek weet nie. Nou vra sy weer, wanneer sal ons weet? As ons loop. En as ons verdwaal? Ons gaan nie verdwaal nie. Hoe weet jy? Omdat dit nie ek is wat die pad weet nie, maar God. Dis nie naïwiteit nie, dis die diepste vorm van geloof. Dis die oortuiging dat God se karakter groter as my behoeftes is. Dat God se sekerheid meer sekuur as my eie sekerheid is. En 'n Abraham se stap sonder 'n padkaart, sonder 'n GPS, sonder Google Maps, sonder Waze, is dit 'n vertroue nie in omstandighede wat ons probeer beheer nie, maar vertroue in 'n God wat alles beheer. Want let op wat God beloof, nie 'n gladde pad nie, maar 'n belofte wat baie groter is en vir nageslagte na Abraham nog sal tel. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën, ek sal jou naam groot maak. Deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees. God beloof nie vir hom veiligheid nie. God beloof nie vir hom alles nie. God beloof net vir hom 'n nageslag wat 'n seëning sal wees. En Abraham, hy gaan sonder om te vra, soos die Here vir hom gesê het. 10 woorde in Afrikaans wat radikaal is. Abraham het gegaan soos die Here vir hom gesê het. Radikale geloof, radikale vertroue in God, radikale sonder sekuriteit. Net God as sekuriteit. Want sy fokus het verskuif van risiko na redder. Mense wil so graag soos 'n towenaar net soms 'n stokkie swaai en sê abracadabra en dan verdwyn al die problems en probleme en goeters, bekommernis. Maar as 'n wonderlike vers wat geskryf is deur iemand wat self sy kwota van bekommernis en swaar kry daar gehad het. Iemand wat skryf vanuit sy verhouding wat op dieselfde manier is met die God van Abraham as wat hy het met die persoon, dieselfde God wat vir ons ook beskikbaar is en met ons kommunikeer deur die Bybel en deur die Heilige Gees en deur medegelowiges en deur omstandighede, deur die influistering van God self. Kom ons lees nou Filippense 4. Paulus skryf hier: moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou Paulus sit nie daar
in sy gemak en bring 'n motiveringstoespraakie vir mense nie. Paulus sit in die radikale situasie van 'n tronksel waar hy hoogs waarskynlik vasgeketting is, waar hy hoogs waarskynlik tereggestel gaan word. En in daardie slegste situasie waarin jy kan wees, gee hy die storie om te sê, moet oor niks besorg wees nie, moet jou nie bekommer nie. Die vraag is hoe? Sê vir my Paulus, ek sit nie in 'n tronkie, maar my lewe voel soms so. My bankrekening is in kettinge, my huwelik is in kettinge, my kinders se toekoms is in kettinge. Sê hoe? En dan gee hy die lyntjie. Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 3 bewegings, 3 duidelike stappe waarmee hy ons hier bedien. Kom ons kyk na die eerste beweging. Die eerste beweging is gebed. Bring dit spesifiek na God. Jy sien as jy die pad van Abraham loop, die pad wat God sal wys en jy nie weet wat in die oomblik gaan gebeur waaroor jy beheer het nie, dan begin jy by dit. Jy bring dit spesifiek na God. Ons vra dikwels te vraag, Here, help my asseblief. God luister, maar hy vra ook, waarmee? Wees eerlik. Wat 'n vrees dra jy vandag? Nie Here, seën my finansies of gee my meer geld nie. Here, ek is bang ons gaan 'n huis verloor. Ek is bang ek gaan genoeg wees vir hierdie verantwoordelikheid nie. Here, ek is bang my kind gaan 'n pad stap wat nie 'n goeie uitkoms gaan hê nie. Noem dit hardop voor God, vir God. Want 'n vrees wat jy kan benoem, het nie meer mag oor jou nie. Want daai vrees wat jy vir God noem, raak jou gebed. En dis nie meer 'n vrees dan nie. Dis 'n gebed. Dis waar jy begin. Bring dit na God. En die tweede een is, wat Paulus vir ons idee gee, smeking, bly volhardend vra. Dis intensiteit wat hier ter sprake is. Dis 'n eenmalige versoeking. Soos Abraham aangegaan het, moes hy aan mekaar vir die Here vra, is dit die rigting? Is ek nou in die regte vallei? Gaan ons nou oor die regte buurt? Waar draai ek nou om? En in watter rigting gaan ek nou? Elke tree vir tree gesprek met God. Bly volhardend vra. Smeek met ander woorde. Ons leef almal in 'n kultuur van onmiddellike oplossings wat ons graag wil hê. Ons stuur 'n WhatsApp en verwag onmiddellike antwoord terug. Iets wat my baie frustreer is wanneer iemand sy goed afgesit het of haar goed afgesit het, jy stuur deur, dan wys hom mos net 'n een pyltjie en jy sien nooit of die ding afgelewer is of nie afgelewer. Ek gee nie om as jy dit doen nie, maar WhatsApp dan net 'n duimpie of iets terug, laat ek weet dis afgelewer by jou. Jy hoef nie 'n smiley te gee nie. Kan maar net 'n duimpie ook gee. So is jou reg om dit te wys, maar is ook my reg om dan op die ount nie vir jou goed te stuur nie, want ek dink jy kry dit nie. My punt waaroor het gaan, so ons leef in hierdie reaksietyd, reaktiewe tyd, vinnig. En dan raak ons, as ons eenmaal gebid het, raak ons ongeduldig, want dan lyk dit vir ons, ons het hom gestuur, maar die Here weet, veragtig nie van my nie, hy het nie my WhatsApp gekry nie, as ek my gebed sou kan noem. Maar God nooi ons om volhoudend te bid, want God is nie vergeetachtig nie, maar die proses is dat gebed ons harte vernuwe, terwyl ons bid. In die gebed lei en begelei God ons. Ons raak ryp vir die situasie, ons oë gaan oop vir die situasie, ons fokus vernuwe in die hele proses. Max Lucado, baie bekende prediker oor see en wat baie boeke ook geskryf het, skryf in 'n boek, ek sal nou net sy titel vir julle wys. Hy skryf daar, find a promise that fits your problem, and then just build a prayer around it. These prayers touch the heart of your Heavenly Father and activate the response of angels to your presence. Miracles are set into motion. Will your prayer, the answer to your prayer come overnight? It might, then again, it might not. But you will overcome. You will overcome. En nou kom ons by die derde beweging uit, en dit is danksegging. Dis die geheime wapen. Hier lê die diepste teologie van hierdie gedeelte. Paulus sê nie net bid, hy sê bid met danksegging. Dis 'n paradoks. Dank God terwyl die probleem nog bestaan. Die twee loop hand in hand met mekaar. Dan kom terwyl die antwoord nog nie gekom het nie. Dan kom in die storm, nie na die storm nie, in die storm. Dit is baie interessant, die neurowetenskap wys dat ons kan nie twee gedagtes te gelyk fokus op nie. Ons dink so, maar dit kan nie gebeur nie. Jy kan nie bang en dankbaar wees. Jy is of bang of jy is dankbaar. Jou kop maak 'n keuse. Hang af waar jy aandag gee. So jy kan nie twee gedagtes te gelyk hê nie. So,
Wees dankbaar vir die asem in jou longe. En die oomblik as jy daarop fokus, dan vergeet jy om te worry. Want dit skuif. Dis nie psigologiese manipulasie nie, dis geestelike werklikheid, want dankbaarheid is 'n daad van geloof. Dit sê vir God, ek vertrou U. Ek glo U is goed, ek glo U gaan my probleem vir my help oplos. Ek glo U sal goed wees vir my en my nageslag na my. En dan kom die wonderlike belofte wat Paulus dan skryf. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis vrede wat sin maak, sonder om sin te maak. Dis nie logiese vrede nie. Want hierdie vrede is nie afwesigheid van jou probleme nie. Dis nie gevoel dat alles nou reggestel is nie, want as dit so was, het Paulus dit uit die tronk uit geskryf. Ja, maar sê eers buitekant die tronk dit geskryf het. Hy skryf dit vanuit die tronk uit die woorde. Dis 'n vrede wat alle begrip, alle verstand oortref. Dis nie teologies, dis nie logies nie, dis teologies. Dis God se logika wat hier inkom. Jy verstaan dit en jy ontvang dit net eenvoudig. Dis die vrede wat ons beleef het van 'n boer wat sy oes verloor, maar die oggend opstaan en sê, die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here. Dis die vrede van die vrou wat haar man begrawe het, maar op die begrafnis stil staan en weet, ek is nie alleen nie. Dis die vrede van die jong mense in 'n land wat sy drome stelselmatig verkrummel, maar wat sê, ek weet nie wat môre inhou nie, maar ek weet wie môre vashou. Dalk al hier vertel, ek laai 1 jaar, laai ek 'n pastoor op hier in Omsamu, en dit het kwaai gereën. En oral waar ek inry is net water. Ek is half bang die kar val in 'n gat, want jy kan nie sien, ja, dis net water. Maar ek moet op 'n sekere punt vir hom kry, en ek sien, hy kom so op die bakstene en klippe so aangehuppel amper, om sy balans te hou tot by my, en hy klim in die kar, want ek stop toe so lank so 'n klipding, en hy klim in, en ek vra vir hom, bly jy ook een van die shack goeters hier so rond? Hy sê ja. Ek sê, maar met al die water is jou plek droog. Hy sê nee, die water is net so hoog in sy shack ook. En hy kyk my so aan, hy sê, but God is good. En daar leer ek nou praktiese teologie op die mees praktiese manier wat daar is. Al loop die water hoe dik deur, but God is good. Daar's altyd 'n maar, God is goed. But God is good. Max Lucado skryf oor hierdie vrede as 'n wag, as 'n soldaat sal wag hou, sal waak. Die terme in Grieks is phoreo. Waarskynlik sal iemand wat nie brei nie dit 'n bietjie anders uitspreek as ek. Maar is phoreo. Dis 'n militêre term vir 'n garnisoen soldate wat die stad bewaak. So God se vrede is nie 'n sagte gevoel wat dalk kom en dalk gaan nie. Dis 'n aktiewe militêre beskerming van jou innerlike lewe. Jy hoef nie jou hart te verdedig nie. God hou wag. Dis die vrede van God wat jou hart beskerm. So soldate om jou. Max gee interessante in sy boek, daar het ek die titel af jou gesit, Anxious for Nothing. Hy gee in sy boek 'n pad wat hy aandui as die kalm pad, om ons te help onthou. En die C staan vir Celebrate God's Goodness. Begin met lof. Ask God for help. Bid konkreet, sê wat konkreet wat aangaan. Leave your concerns with Him. Laat gaan dit met dankbaarheid. And meditate on good things. So eentjie verder skryf Paulus, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, alles wat mooi is, alles wat goed is, alles wat reg is, alles wat waar is, hy het so 'n hele string van die goed wat hy noem. Wat is die beginsel? As jou kop rig op iets anders, kan jy nie die bekommernisgedagte vashou nie, want jou kop is op 'n ander gedagte, jy kan nie twee gedagtes vashou nie. So dit help ons. As jy 'n prentjie wil hê, sal ek dit vir jou stuur as jy my WhatsApp. Ek sal jou WhatsApp antwoord. Nie net 'n duimpie wys nie. Maar is ons werklikheid binne God se werklikheid. En ons leef in 'n land van buitengewone skoonheid, maar ook buitengewone pyn. Mense bekommer hulle oor hulle toekoms. Mense word retrench en mense se ekonomie wankel en mense sukkel. Maar dis juist hier waar hierdie woorde van God moenie bekommerd wees nie, deur Paulus vir ons so relevant raak. Want Abraham se situasie was nie anders nie. Hy het ook in 'n land geleef wat onseker was.
Hy het ook nie geweet wat vir hom voor lê nie. Maar hy weet, God het beloof, hy sal 'n toekoms hê, 'n nageslag hê. Ek sal jou groot nasie maak. En die mooi van die verhaal van Abraham is, uit Abraham se nageslag is die redder van al die nasies gebore. Jesus Christus kom uit daai nageslag uit. En alles begin by 'n ou wat bereid was om God se woord te vat en te gaan en te trek en te doen. Op 75. So wat beteken vir ons vandag? Beteken as jy jou CV instuur vir die 10de keer hierdie maand, moenie ophou nie. Ons dogter het laasweek weggekry sedert September verlede jaar. Moenie ophou nie. As jy entrepreneur is en jy het 'n mislukking ervaar, herskryf jou besigheidsplan. Tel jou kop op en kyk na God. As jy 'n ouer is wat bid vir jou kinders omdat die wêreld gevaarlik lyk, moenie ophou bid nie. En gemeente, in 'n land van onsekerheid, in 'n tyd van onsekerheid, sing ek weet nie om dit in die preek in te bring nie. Nog nie. Maar sing sonder skaamte. Dank sonder draakgedagtes. Hoop sonder hulpeloosheid. Want daar is altyd 'n konkrete koninkryksdimensie daaraan as ons gehoorsaam is aan God. En daar raak klein oomblikke belangriker in die groter plan. So hou 'n gebedsjoernaal, skryf neer wat jou bang maak. Ons het 1 jaar het ons selgroep doodgewone houer gevat en almal neergeskryf wat is hulle bekommernisse. Aan die einde van die jaar het dit oopgemaak en al daai goed was op 'n manier gehanteer. It's amazing as jy dit doen. Maar dis jou simboliese ding, skryf vir jou 'n houer. My worries of wat jy dit ook al wil noem. Sit dit daar aan. Skryf dit neer, maak iets daarmee. Vertrou dit vir simbolies aan God toe. En nou kom jy oor 6 maande terug en kyk hoe die Here gehelp. Oefen dankbaarheid voor gebed, voor jy vra, dank hom vir 3 dinge vandag. Eenvoudige goed, soos die feit dat jy dalk skoene mag hê, die feit dat jy dalk kan hoor, die feit dat jy kan sien, dat jy asem het. En kies jou denke doelbewus. Ek het gesê, ons kan nie op 2 gedagtes tegelyk hê nie. Kies watter een jy wil kies. Elke keer. Want die God wat vir Abraham gesê het gaan, is dieselfde God wat vir Paulus gesê het, moenie bekommerd wees nie. Is dieselfde God wat vandag vir ons sê, moenie bekommerd wees nie. Ek het gaan kyk na die tydperke, sommer interessant is halwe. Abraham het sy opdrag gekry ongeveer so 2000 jaar voor Christus se geboorte. Dit met ander woorde so 2091. En in 61 na Christus, met ander woorde 2152 jaar, kom ons werk maar net op 2000s, skryf Paulus, ons moet oor niks besorg wees nie. So as meer as 2000 jaar verloop tussenin. En is nou 1965 jaar van Paulus se brief af tot waar ons nou is. Weer ongeveer 2000 jaar. En ons is die mense wat nou vir mekaar moet bly sê en herinner wat Abraham in geloof opgetree het. En Paulus gesê het, moenie bekommerd wees nie en in geloof optree. En daai stokkie nou vir ons aangegee om te sê, moenie bekommerd wees nie, tree in geloof op. So dis jou opdrag. Wees bekommerd oor niks, want God is met jou. God is met jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, al voel dit vir ons soms so twyfelagtig wat U vir ons gee, sterk in ons die geloof en die hoop en die liefde, sodat ons nie bekommerd sal wees nie, en dit elke keer na U bring. En verras sal wees met wat U daarmee doen. Dankie daarvoor. Amen. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou,
by jou vriend